Hallo en welkom by Farmspace. Ons staan hier by die 23ste Oosterlike Ile-de-France veiling. Ons gaan 'n bietjie praat met die koper van die duurste ram, R30.000. En glo my, dis elke sent werd. Ons praat bietjie met Rika en ons hoor by haar hoekom sy besluit het om dit te doen. Rika, hoe gaan dit? Goed en jy, Millie? Goed, dankie. Vertel ons bietjie, met wat boer jy, waar boer jy, hoe boer jy? Ons boer met die Ile-de-France skaap. Luther, net so aan die kant Ermelo. Ons is huidiglik nog klein, so die hoe is nog, ons figure dit nog uit soos ons aangaan. Ons trek by so 50 ooe, ons probeer om te bou, so hierdie jaar en volgende jaar gaan ons so hard as wat ons kan inkoop aan kwaliteit, as ons kwaliteit in die hande kry. En dis dit. Nou sê my, hoekom het julle aanvanklik besluit op die Ile-de-France? My man het my gevra waarmee ek wil boer. Nou as jy al die Ile-de-France gesien het, gaan jy verstaan. Dis die kop, dis daai neus, dis die borskas, dis die boude, dis die lang lyf. Hulle dra vreeslik baie vleis, hulle kruis baie goed. Hulle het baie melk, hulle speen vir jou maklike lam van 40-45 kilos. Dis 'n no-brainer as jy my vra. Nou sê vir my, op vandag se veiling het jy 'n rammetjie gekoop. Wat het vir jou uitgestaan op daai ram? So ons kyk gewoonlik eers hoe hulle lyk, maar in hierdie geval is ons op soek na genetika wat ons ooe gaan verbeter. Okay. Hierdie spesifieke ram se pa is 'n baie bekende Hageland ram, die ooi is gespoel. So ons het besef hierdie is iets wat al deur ander mense gebruik is en bevestig is dat dit werk. Dis ook heeltemal ander bloed as wat ons huidiglik in ons kudde het. Ons het gekoop by mense in die omgewing en nou het ons 'n ram gaan soek van buite en sy syfers wys dit ook. Ons is opgewonde. Nou sê my bietjie, julle Ile-de-France, is hulle op hok, loop hulle in die veld, is dit intensief, ekstensief, hoe maak julle met hulle? Huidiglik 'n bietjie van albei. Hulle slaap op hok in 'n stoor. Dis maar eintlik 'n diefstal ding meer as enigiets anders. In die dag is hulle al om die werf. Nou gaan hulle reste toe gaan, so dan is hulle net op kamp in reste. Meer intensief sou ek sê as ekstensief huidiglik. Nou, as ons kyk nou hierso na 'n rammetjie agter jou, wat kyk jy voor? Vernaam jy wat nou wil begin met ramme inbring. Wat kyk jy na? So ons kyk vir die gewone goed, fertiliteit moet goed wees, die pote moet goed wees want hulle moet kan loop en hulle moet kan teel. Dan kyk ons vir 'n lekker breë rug, hy moet soos 'n tafel wees. Daai rugspiere moet ingaan in die nek, in die kop in. Jy moenie kry dat hy nou raak agter die blaaie of net na die blaaie nie. Ons soek hom diep met 'n groot bout en dik bene en dan die Ile-de-France kop. Jy kor daai kop. Die kop is nogals oorerflik. Dis vir ons belangrik. En dan ook, jy het nou 'n paar ooitjies. Hier is nou ook 'n mooi ooitjie hier by ons. Wat kyk jy as jy vir 'n ooitjie kyk? So ooitjies kyk ons eerstens na haar ma en haar ouma. Is hulle EPI goed? Is hulle reproduksie-indeks goed? Dan moet sy ook mooi vroulik wees. Maar sy moet ook broek dra, sy moet ook breed wees en sy moet ook lank wees. So eintlik ons is nogal pikkie. Maar vroulikheid, goeie reproduksie, goeie melk en dis 'n wenresep. En sê my, hy's glo die vleiskoning vir 'n rede. Het julle dit al ervaar eerstehands? Wag julle nog om daai eerste paar te slag? Nee, ons het dit klaar ervaar. Ons het al 'n paar geslag. Hoe vinnig hulle gewig optel is out of this world. Dis nie soos die ander rasse nie. Dis hoekom hy ook so goed kruis. Tel vinnig vet op van die ma af. Is hy al klaar 45 kilos. Ek meen dan gee jy hom 'n klein bietjie voer en slag jy hom. Dan sit 'n lam wat enige ou soek op sy bord. Rika, my laaste vraag. 'n Voornemende boer wat met 'n Ile-de-France het sy wil kommersieel of wil stoet. Wat sal jy vir hulle sê? Ek sal sê doen net so gou jy kan. Die pryse gaan net opgaan. En soos ek sê, regtig lekker geurende vleis. Goeie voer omset en verskriklik mooi om na te kyk. Rika, ek sien uit sodra daai rammetjie van jou nou daar deur die trop is en jy kry net jou lammetjies, sien ek baie graag uit om weer met jou te praat. Dankie. Right, dit was Rika hier van die 23ste Oostelike Ile-de-France veiling. Sy het vir haar die duurste rammetjie losgekap en sy kan nie met 'n groter smaal wegloop nie. So as jy belangstel om 'n Ile-de-France stoetery te begin, werklik waar, kom by 'n veiling uit, raak deel van 'n genootskap.
Jy kan selfs met van die teelers in kontak kom. Begin met dit vandag nog, soos wat jy gehoor het, uit die mond van 'n wenner uit. Dis die van Farms by Self. Tot volgende keer. Groete.